I'm sure we all enjoyed that wonderful Ek is seker, message and song. ons het almal daardie wonderlike sangboodskap geniet. This being Sunday night, we are happy to know Sende that Sondag aand, is ons bly om te weet dat die Here ons deur hierdie week geseën het in 'n magtige diens. I just heard a while ago Ek het from net 'n rukkie gelede little gehoor Ricky's van klein father. Rikkie se pa. They take me Hulle back het over hom to the teruggeneem na die children's hospital kinderhospitaal for the vir die doctors to look dokters at om him. na te kyk. And he said just En hy het gesê net groot groepe dokters en verpleegsters het teen die trappe opgehardloop in die kamer in en verbaas gestaan om te sien wat gebeur het met klein Rikkie. Die Here het daardie kind geseën en sy liggaam genees. Hulle het hom opgegee daar net 2 of 3 aande om te lewe en hy's gesond. So ons is dankbaar daarvoor en gee beslis alle lof aan ons hemelse Vader. Dis 'n trofee van God se genade vir die menslike ras. Net voor ek my kamer verlaat het, het ek gebid en Philadelphia en Baltimore, Maryland en verskillende plekke wat skakel. In die oggend om 'n lang afstand oproep te maak, al die pad van Duitsland af. En van Switserland af vir mense wat inskakel van om die wêreld, soos dit by die huis gaan en so voort om voor gebid te word. We'd like to make a short announcement now that this coming Wednesday, Ons wil nou graag 'n kort aankondiging maak dat hierdie volgende Woensdag, as die Here wil, moet ek in die middagdiens spreek by die Pisgah Bybelkerk hier in hierdie stad. and I believe that's the name of the place, Pisgah. Brother Smith, pastor. En ek dink dis die naam van die plek, Pisgah. Broer Smit, pastoor. Hy hou 'n diens en ek gaan vir hom preek hierdie volgende Woensdagmiddag. And then also the En meeting dan begins ook here again die dienste Tuesday weer night. hier Tomorrow is a Dinsdag rest aan. day. Môre is 'n klein rusdag hier. I need it. God weet ek het And dit so nodig. we're- after En this so is meeting, I ons, go up na to hierdie diens gaan ek op San na Jose. San Jose. And then I'm going overseas on a En dan long gaan ek oor journey see op 'n through lang reis deur baie verskillende many different nasies nations, om die evangelie preaching te the verkondig. gospel. And I certainly want to thank you people. I En ek did wil not beslis know julle mense bedank. this Ek het nie afternoon vanmiddag that they'd geweet taken dat hulle a missionary 'n offering sendingoffer for vir me my to go opgeneem het over. om oor te gaan nie. I thank Ek you dank for julle that. daarvoor. That's nice. Dis gaaf. Here some time ago I went to the islands and there 'n tyd gelede het ek na die eilande toe gegaan en daar het omtrent 40,000 mense hulle harte vir Christus gegee binne 9 aande. En die goewerneur van die eiland het gepraat toe ek vertrek het en gesê watter impak dit op die mense gehad het. En gesê daar was een ding, ek vra nooit vir enige geld nie. Ek het nog nooit in my lewe offerande opgeneem nie, het nog nooit in my lewe nie. Maar die tiendes en dinge wat mense my gee, ek vra hulle nie eers wanneer ek oor see gaan om my reis te betaal nie. Neem julle tiendes en betaal my reis en dan weet ek, dan dit word gespandeer vir die koninkryk van God. Wanneer ek sal antwoord by die oordeelsdag, kan ek met 'n opregte hart sê ek het die beste daarmee gedoen wat ek geweet het hoe. En dis net wat met hierdie offers hier sal gebeur. Dankie en vir vanaand en vir alles wat julle gedoen het. Ek noem die man Groot Mike, is een van die plekaanwysers hier. En hy het gesê een of ander suster was so gaaf om vir my 'n koek te bak. Ek het heeldag nie geëet nie. Dit sal baie lekker wees na hierdie diens verby is. Baie dankie. Wens ek kon julle almal uitnooi, maar ek is bevrees daar sou nie heeltemal genoeg daarvan wees nie. Maar ek sê baie dankie vir jou en die klein dingetjies wat julle doen en julle deur mense gee en stuur. Ons waardeer dit met ons hele hart. Ek en my vrou en die kinders hier in die kerk vanaand waardeer dit beslis met ons hele hart. Met broer Du Plessis en sy mees uitstaande boodskap van hoe hy die skrif inbring. Ek seker hulle waardeer broer Du Plessis, wat by ons sal wees hierdie res van die week. My seun is hier, ek noem hulle my seuns. Hulle is bandopname kunstenaars en hulle verkoop die boeke. Nou daardie boeke koop ons. Hulle is nie ons se nie. Ons koop daardie boeke teen 40 sent minder. Vervoer hulle dan en verkoop hulle aan die mense net sodat die boodskap uitgaan. Meneer Lindsay druk daardie boek en die kerels maak bandopnames. Hierdie twee kerels, meneer Mercier en meneer Goat,
Is goeie kerels, hulle was nou al 'n geruime tyd saam met my. Een van hulle was 'n Katoliek, die ander een, ek glo nie hy het aan enige kerk behoort nie. En bo in Indiana, waar ek 'n groot byeenkoms gehad het daardie kerels ingekom en daar die onderskeiding gesien. So hulle het gesê, dis vals, dis net 'n bedriegery, dis 'n bedrogspel, dis al wat dit kan wees. So hulle het gesê, ons sal daardie kerel ontmasker. So hulle het hulle self 'n klein FBI gemaak. Meneer Mercier was 'n kroegman, en meneer Goat was 'n stoominstalleerder, glo ek, op ingenieur. Toe hulle by mekaar gekom en 'n klein FBI gevorm en 'n eislike groot lang baard gekweek en na my huis toe gekom en verbygekom en gesê, meneer Brennan, ons is evangeliste, ons is op ons pad na die suide toe. Ek het gesê, dis gaaf, ek is bly om julle kerels te ontmoet, so voort. In plaas daarvan het hulle afgegaan na die stad en vir hulle kamertjie gekry en hierdie kamer gehuur en rondgegaan en die mense gevra of die visioene reg was. Hulle het dit baie tegnies benader. Na hulle daar was vir 'n paar weke het hulle teruggekom gesê, ons is weer op ons pad terug van die suide af, ons kom net kuier. Meneer Mercier met 'n eislike groot baard. En dit het so gebeur dat hulle net op die verkeerde tyd daar aangekom het. Die engel van die Here was in die kamer. So dit het gesê, meneer Mercier, waarom sou jy probeer om jou naam iets anders noem, jy en meneer Goat? En dit het hulle net regtig op die vloer laat neerval. Ek het hulle my studente genoem van toe af en hulle het reguit opgestaan in die diens ingegaan. En hulle wou iets hê wat hulle kon doen in die diens. Ek het nie te veel gehad om te doen nie, want ek het nog nooit my veldtog by 'n punt laat kom na waar ek nie kan gaan na die kleinste kerkie, die nederigste mense nie. Ek het pas 'n herlewing gehou in 'n kerk wat 20 mense kon huisves. Nou as ek 'n baie groot onkoste gehad het, sou ek dit nie kon doen nie. Maar ek wil nie hê dit moet so raak nie. Ek het altyd gesê, ek wil nooit groot wees nie, ek wil eerlik wees. En so ek hierdie kerels maak bandopnames in die dienste en hulle verkoop hulle net omtrent vir wat die band is. Net sodat die mense die boodskap kry. Hulle het hierdie bande en hulle is by die boekstalletjie. En julle sou weet, ons het honderde en honderde boodskappe wat gepreek is om die wêreld. En as hulle graag die bandopnames wil hê of so voorts, of die plate, hulle het hulle ook op plate, kan julle hulle by die boekkonsessie kry. Die Here seën julle grootliks en bid nou vir my vanmôre dat ek 'n bietjie rus kry. Brother David had just read a marvelous scripture here and I would like to take for a text. Broer David het pas 'n wonderlike skrif hier gelees. En ek wil graag vir 'n teks neem die laaste paar woorde. Die laaste paar woorde van die 9de vers. Wat hoor jy, Elia? Now let us bow our heads. Nou laat ons hoofde buig vir 'n woord van gebed. Eternal God, we thank thee tonight as we Ewige God, ons dank u vanaand soos ons u aanspreek as die ewige een vir alles wat u vir ons gedoen het. For it is true that our hearts en dit is waar dat ons harte in ontzag staan wanneer ons die magtige werke van die krag sien. Om te sien sonder 'n swempie twyfel dat ons vanaand as Christene die enigste godsdienst het van al die godsdienste van die wêreld wat kan bewys dat hulle stigter lewendig is. And we're so glad tonight, Lord, for this. En ons is so bly vanaand hiervoor, Here, want dit gee ons daardie volmaakte versekering en daardie rus in ons siele. Dat elke woord wat hy beloof het, hy steeds lewe om dit te bewys. En hy doen dit wel. En ons is dankbaar hiervoor dat u uit die heerlikheid sou kom onder nederige mense soos ons is, want dis u genade en u liefde vir ons. En ons wil vanaand bid, Here, dat ons nou hierdie aand op sy gesit het om 'n gebedsry te roep, om vir die siekes en die behoeftiges te bid. Mag daar nie een swak persoon in ons midde oorwees van die einde van hierdie diens nie. Mag dit 'n uitermate oorvloedige wees bo alles waaraan ons kan dink.
Skenk dit, Here. Bless this church, this Angelus Temple. Seën hierdie kerk, hierdie Angelus Tempel, wat die getrouheid en die werk van 'n vroutjie. Handsmaid establish this as a memorial of her love to thee. Diensmaagd hierdie gevestig het as 'n gedenkteken van haar liefde aan U. God seën sy pastoor, haar geliefde seun broer Rolf en sy lieflike vrou. And all the teachers and the pastors En al die leraars en die pastore van hierdie groot werk, sy sendelinge op die veld en almal wat daarmee verbind is, Here. En dit sou die hele kerk van die lewende God insluit. Bless Lord. And may we have such an outpouring of spirit in this Seën Here, en mag ons so 'n uitstorting van Gees hê in hierdie volgende week, dat honderde kosbare siele hulle posisie by Golgotha sal vind. Skenk dit, Here, versterk ons stemme, en seën ons broer Du Plessis en ook die ander wat help. For we asked it in Jesus' name. Sangers en almal wat daarmee verbind is, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Just for a short time, I would like to call Net vir 'n kort attention tydjie now to wil ek julle aandag three nou vestig phases op of 3 this fases scripture that van has hierdie just skrif been read. wat pas gelees is. One of them, I would call it Mount Carmel. Een van hulle sou ek The dit noem next one, Berg the Karmel. juniper tree. Die volgende And een the die next- besembos The cave. en die volgende die grot. Elijah had just had a great day before him. And Elia het pas 'n God groot had dag been vir hom gehad, preparing en God Elijah. het vir Elia voorberei. And as I was standing behind the curtain tonight, listening to my En terwyl ek agter die gordyn gestaan het vanaand, geluister het na my baie bekwame broer David Du Plessis, wat gepraat het oor wat 'n bediening van die bonatuurlike beteken. no one knows unless you have to go through with it what it means. Niemand weet en sê jy dit moet deurvoer wat dit beteken nie. Baie keer het mense gedink ek is 'n isolasionis, omdat ek nie buite onder die mense is nie. It isn't because I don't like people. I love people. But Dit is nie omdat ek nie van mense hou nie. Ek is lief vir mense. Maar ek kan nie 'n diensknegt van God wees en 'n diensknegt van die mense terselfdertyd nie. I must keep myself before God. Ek moet myself voor God hou sodat ek sy mense kan dien. And I believe that any minister of the gospel has no business. En ek glo dat enige prediker van die evangelie geen plek het by net voor hy na die preekstoel te gaan om uit te wees by sosiale byeenkomste en groot middagetens en so voort. He comes to the pulpit unfit. Hy kom ongeskik, ongesalf op die preekstoel. Ek dink dat 'n prediker behoort te lê in die Shekinah heerlikheid in the presence of God before he walks out before an audience. I'm a great believer in in die prayer. teenwoordigheid van God voor hy uitstap voor 'n gehoor. Ek's 'n groot gelowige in gebed. Dit's wat dinge verander is gebed. And did you ever notice after the wickedness of the night has settled down? En het julle ooit opgelet nadat die boosheid van die nag vervaag het? En het julle al ooit in die oggend baie vroeg uitgeloop na al die demone wat en die padkafees? Has quietened down and gone to rest. All the Stil geraak en tot rus gekom het. settled. Al die boosheid het gaan lê en dan kan jy vroeg in die oggend uitloop in daardie stilte en stilligheid van die oggend. The dew has brought the fragrance of the flowers. Die dou het die geur van die blomme gebring. Dis verfrissend om uit te kom in so 'n atmosfeer. And so is it when we can come out of En so is dit wanneer ons uit die gebedskamer kan uitkom. Wat 'n voorreg is dit vir my elke aand om in daardie kamertjie in te gaan waar mevrou McPherson en Paul Ryder and great man standing there hearing that song. en groot manne wat daar gestaan het, daardie lied gehoor het. Glo net, alles is moontlik. Do you know who wrote that song? Weet julle wie daardie lied geskryf het?
was Paul Ryder. En ek het daar agter gestaan en dink wonder toe Paul was, die inspirasie gekry het om daardie lied te skryf. As hy geweet het dat daardie ou seentjie wat voor sy voete sit, sou my temalied om en om die wêreld wees. Ons weet nie wat ons doen wanneer ons onder inspirasie praat nie. Dit het geen einde daaraan nie, dit gaan net aan. Ek hou van Longfellow toe hy gesê het, voetspore op die sand van die tyd, voetspore wat miskien 'n ander, wat oor die lewe se groot see seil, 'n verlore in skip breek broer, wat dit sien, weer moed sal skep. Lewens van groot manne herinner ons almal, en ons kan ons lewens groot maak, met skeidings agter ons laat, voetspore op die sand van die tyd. Ek hou daarvan, wat jy doen, iemand hou jou dop. Elia was op die berg Karmel vir 'n lang tyd. God het hom deur die kraaie gevoer. En uiteindelik het daar 'n tyd gekom waar God daardie man voorberei het vir 'n groot, besondere wonderwerk. En hy het die hele Israel byeengeroep en gedink sekerlik, as hulle die bonatuurlike hand van God kon sien beweeg, sou hulle glo dat God was. Want die volk was besoedel met 'n afvallige koning Agab en 'n bose afgode dienaar Isabel. Hulle het die volk in afgoderry laat verval, en dit het die hart van hierdie diensknegt van God gebreek. En weet julle, soos ek nou die aand gesê het, mense, ons beter ons ondervinding nagaan, want die Heilige Gees gaan net salf in die laaste dae. Hulle wat sug en steen oor die gruwels wat in die stad gedoen word. Vandag kan ons gil, ons kan skree, ons kan in tale praat, tekens en dinge hê. Maar waar is daardie opregtheid van so opreg wees oor die woord van God en die kerk van God? Doordat dit ons hart bedroef om sonde te sien aangaan. En Elia het in dit alles ingekom. Toe hy die hele Israel bijeengeroep het en hy 'n uitdaging vir hulle gemaak het, laat die God wat bonatuurlik is, laat hom wat homself as lewendig kan wys, laat hy God wees. En al julle teologie, hy het met hulle gepraat, as Bleeme God is, as hy kan antwoord, laat hom antwoord. Laat die God wat antwoord, laat die God wat sy woord hou, God wees. As dit nie weer 'n uitdaging is aan die wêreld vanaand nie, laat die God wat sy woord hou, God wees. So wat het gebeur? Hy het hulle bijeengeroep en die God van die hemel het geantwoord in 'n bonatuurlike teken aan Israel. Dat hy steeds die God was wat met vuur kan antwoord. En hy het gedoen net wat hy altyd gedoen het, gebed beantwoord, sy woord gehou. En na dit alles was dit steeds nie voldoende nie. En ou Eliakie het nie geweet wat om te doen nie. So het na die besembos toe gehardloop. Ek is bly dat daar 'n besembos is. Al God se mense moet na daardie besembos toe gaan. Dis 'n plek waar hy so mismoedig was dat hy nie geweet het wat om te doen nie. So hy het alleen uitgehardloop en onder die besembos ingegaan. Baie van ons voel om soontoe te gaan. En vandag, wanneer ons die inrigtings gevul sien word met mense van God, sien we ineenstorting, spanning, wil dit ons almal laat hardloop na die besembos.
Ek dink ons kon dit uitdruk soos die ou gekleurde dame onder in die syde gesê het toe sy deur 'n outomobiel getref is. 'n Motor het haar getref en hulle het haar gevra of sy wou dagvaar vir skade. Sy het gesê, nee my vadertjie kind, ek het nie skade nodig nie, ek het herstelwerk nodig. En ek dink dis omtrent wat die kerk vandag nodig het, is herstel. 'n Plek onder die besembos sodat ons alleen kan wees. Die profeet daardie groot dag hoe teleurgestel hy was, dat hy net presies gedoen het wat God vir hom gesê het om te doen. En hy het gedink sekerlik as hy dit gedoen het, sou die mense dit glo. Maar hy het uitgevind dat al die wonderwerke wat God vir hom gesê het om te doen, hy dit gedoen het. En steeds het Isabel dit nie net geweier nie, maar sy het gesê sy sou sy veldtog stop. Hy kon nie meer daardie veldtog te hou nie. Sy sou sy kop afkap as hy sou. Julle sien wanneer die duiwel 'n persoon beetkry, behandel hy hom net verskriklik. Hy het gedink die tekens en wonders van die lewende God sou genoeg wees, maar dit was nie. Soos die arme hart was gebroken, en hy het na die besembos gehardloop as 'n toevlug, en hy het daar buite gelê. En ek kan hom sy dienaar baie myle ver sien agterlaat en het alleen uitgegaan onder die boom in. Almal van ons het 'n klein plekkie waartoe ons kan gaan wanneer ons in daardie probleme beland. Ek het 'n grotjie gekry waarin die FBI my nie kan kry nie. Waar ek kan ingaan, daar binne bly vir 2 of 3 dae. Moet in 'n stroom oploop, bo 'n heuwel, deur 'n tak, onder 'n boom ingaan en onder in 'n grot ingaan. En daar's altyd iewers wat ons kan terugtrek en weer in die teenwoordigheid van God kan inkom. En ek glo, vriende, dat geen mense reg het om Christelikheid as 'n Christen te bely, tot hy so 'n terugtrekplek gevind het nie. Daar mag 'n tyd kom wanneer manne wat wêreldswyd opgelê is, nie goddelik gestuur nie, al die bonatuurlike kan wegverduidelik uit die Bybel. Hulle in staat mag wees om die vleeslike verstand te bevredig wat God nie ken nie, dat die dae van wonderwerke verby is, daar glad nie so iets soos die Heilige Gees nie, maar as 'n man ooit 'n ondervinding gehad het, waar jy God ontmoet het, so al die teoloë in die wêreld nooit daardie ondervinding van jou kon wegneem nie. Jy het God van aangesig tot aangesig ontmoet, en jy weet waarvan jy praat. Soos Moses op daardie heilige sand agter in die woestyn, wanneer 'n man God ooit ontmoet, op daardie heilige sand van daardie geheime terugtrekplek, kan geen duiwels in die hel dit ooit van hom af wegneem nie, want hy weet, hy het van aangesig tot aangesig met God gepraat. Hulle kan enigiets verduidelik wat hulle wil, maar jy was daar toe dit gebeur het, en jy weet waarvan hy praat. En Elia het geweet sy God was werklik, en so het hy dit tot 'n konfrontasie gebring, maar toe die mense die bonatuurlike teken geweier het. Daar was niks daaraan nie, die weerlig mag geslaan het. Isabel het haar dreigemente gemaak na haar hele bende. Hulle wou nie hulle sosiale verenigings opgee nie, en ou Eliakie se hart was gebreek. Enige prediker weet wat maandagoggend is na harde dag op Sondag, maar lyk dit julle predikers se vroue, julle weet hoe julle man op maandagoggend is. Maar het hy 2 of 3 keer Sondag hard gepreek en het hy so geput. Wat dink julle van arme ou Eliakie? Daar was hy niemand om hom te vertroos nie, en hy het gestop onder hierdie besembos, en hy het neergekniel en opgekyk na God en gesê, Here, ek is so moeg en so uitgeput, waarom neem U nie net my lewe,
en laat my gaan nie. My Vader het almal gegaan, laat my ook so gaan. Manne wat in die bonatuurlike werk, wat in die teenwoordigheid van God bly, en as jy sien dat God se program geweier word, en jy preek dit en jy probeer jou bes en doen alles wat God vir jou sê om te doen, en steeds loop hulle weg daarvan, is dit hartseer. God Almagtig het hier in die Angeles Tempel genoeg gedoen hierdie laaste week, totdat ek Los Angeles aan die brand gesteek het. Geen wonder het gesê, dit sal beter wees vir Sodom en Gomorra in die oordeelsdag nie. En die arme oukie maar wat daar gelê en sy grys hare wat oor sy skouers gehang het, God het gesê, my diensknegt het bietjie rus nodig. God se genade aan sy diensknegt. Hy het hom neergelê op die klomp onkruid en hy het aan die slaap geraak. Ek sou my voorstel, daar was 10,000 engele wat hom sien slaap het. Daar is een versekering wat die gelowige het, hoewel die wêreld hom geweier het, tog het God hom lief. Die wêreld mag jou holy roller noem, hulle mag jou fanaticus noem, maar as jy getrou is aan God, is daar een seker ding. God het jou lief, en sy engele omring die wat hom vrees. Ek sou my voorstel op elke tak, oral oor die plek was daar swerms engele. En God het afgekom en hy het gesê, my arme moe dienaartjie, hy is so senuweeagtig en ontsteld, hy weet nie wat om te doen nie. Ek wil die engel uitsoek wat hier staan, wat die sagste hande het, jy moet hom nie bang maak nie, loop soontoe en streel sy voorkop, net baie saggies, en ek wil die beste kok onder julle hê. En gaan soontoe en kry al die vitamine wat jy kan kry en in hierdie mieliemeel insit. Die wêreld het hom geweier, maar ek gaan hom reg behandel. Halleluja! Dit beteken prys ons God. Moenie bang raak daarvoor nie. Bring die beste wat ons het, maak vir hom 'n mieliekoekie en sit vir hom 'n bietjie water neer. En die sagte engel het soontoe gegaan en die dienaartjie van God oor die voorkop gestreel. Onthou, as jy jou bes gedoen het, het God nog steeds daardie engel in orde. Hy het jou net so lief as wat hy vir Elia lief gehad. En hy het sy voorkop gestreel en Elia het wakker geword. En ek mag hom iets soos hierdie hoor sê, die Here jou God wat jou lief het. Jy het jou bes gedoen, Elia. Ek het net daardie tekens gestuur vir 'n getuie, dat hulle in die oordeelsdag dit alleen sal moet verduur. Jy het gedoen net soos ek vir jou gesê het om te doen. Ek weet, jy is nou moeg en vermoeid en die Here God, skepper van hemel en aarde, het my gestuur om vir jou hierdie brood en hierdie water te gee. Elia, besig om sy oë te vryf, het opgestaan. Klein, swak, bewende hande, het die brood geneem en dit geëet. Net toe het die groot engelkoor uitgekom, 'n panoramaatjie om hom gevorm soos daardie. En die liedere begin sing soos geen moeder haar babatjie aan die slaap kan sing nie. Het hom weer laat slaap. Toe het die vader omgedraai en gesê, jy weet, ek het hom so lief, die reis is groot, hy het nog baie om deur te gaan. Ek's nie klaar met hom nie, so ek moet hom weer voed. So het hy die engele geroep en nog 'n groot bondel vitamine ingegooi en nog 'n mieliekoekie gaar gemaak en vir hom 'n kruik water neergesit en sy voorkop gestreel en hom weer gevoed. Ek is so bly dat daar 'n besembos is wanneer ons heeltemal gedaan en ons stelt raak, ons onder daardie besembos kan ingaan en geestelike vitamine kry om enige soort reis te onderneem.
Daar het hy gelê, wakker geword en 'n bietjie beter gevoel en hy het 40 dae en 40 nagte aangegaan. Ek sê my voorstel, as daar 'n dokter inluister, sou hy nie graag wou weet watter soort vitamien hy gebruik het. Wat 'n man op 'n mieliekoekie en 'n glas water vir 40 dae en 40 nagte se onderhou nie. Dis die krag van ons God. Dan vind hy 'n grot ver agter in die wildernis en voor hy hom kon kry, het God hom daar agterin gevind. En hy het na hom geroep. En daar het 'n rukwind daar deurgegaan wat die berg oopgeskeur het. Die rotse het geskeur en geval. Elia het net gesit en luister. En daar het 'n skudding gekom, 'n aardbewing wat die berg geskit het. Maar Elia het net stil gesit. En toe het die vuur kom val, weerlig het geflits, en Elia het stil gesit. Maar toe het 'n stil klein stemmetjie gepraat. En Elia het geantwoord. Hy het sy mantel oor sy gesig gedraai en uitgestap. I just wonder that if we haven't listened too much to Russian mighty winds. Ek wonder net dat of ons nie te veel geluister het na geweldige rukwinde en vuur en bloed en al die res nie. En nie daardie stil klein stemmetjie gehoor het nie. Wonder of ons soveel na gawes gesoek het dat ons nie die gewer kan sien nie. Julle weet, Amerika is geneig tot geraas. Dis waarom ruk en rol so gewild is. En al hierdie ander klomp gerase. Nou, ons het geweldige rukwinde gehad, ons het groot skuddings gehad, maar waar was God in dit alles? Elia het gesê hy was nie daarin nie. Wat het ons gedoen met rukwinde? Wat het ons gedoen met allerlei soort sensasies? Waar het ons dit gekry? So vasgedoen om meneer, dat ons nie gemeenskap met mekaar sal hou nie. Wat het ons daarmee gedoen? Is die kerk beter daarin toe? Is dit verenig deur rukwinde? Nee meneer, dis net verenig wanneer daardie mense daardie stil klein stemmetjie van God sal hoor. Dis waar ons misluk, vriende, wanneer God op die teken verskyn met iets en homself bewys as God. Laat ons in plaas van om agter die geraas aan te gaan, agter die een aangaan wat die geraas gemaak het. Ons vergeet die gewer. Paulus het gesê, al sou ek met tale van mense en engele spreek en het nie die liefde nie, baat dit my niks. Al kan ek geloof om berge te versit en het nie die liefde nie, baat dit my niks. Sien, ons is so geneig om agter die gawe aan te gaan in plaas van die gewer. Wanneer jy tekens en wonders sien plaasvind, moenie die tekens soveel oplet nie, maar kyk wat daar agter is. Dis daardie stil klein stemmetjie wat praat. Dis waarom ons nie herlewings in Amerika kan hê nie, is omdat mense agter gawes aangaan in plaas van die gewer. Dis wat fout is met die wêreld vanaand. O, ons het, as jy groot skares en gehoor wil hê, moet jy 'n regte klassieke Hollywood opset hê met 'n klomp vertoon. Amerikaanse mense wil vermaak hê. Hulle wil nie die ware evangelie van die Here Jesus Christus hê nie. So daarom sal die radio en die televisie hulle meer vermaak gee as wat die kerk dit kan gee. En hulle bly by die huis, al wat kom is die uitverkorenes van God wat nog steeds honger. En dors en roep en uitroep vir die ware ding van God. Dit lyk alles sleg wanneer ons dink aan die Here God van die hemel wat hy doen, groot wonderwerke en tekens gee, dan luister die mense nie daarna nie. Ons sal gaan sê, o, ek het dit een keer gesien, o, ek was in Broer Branham se diens, ek het onderskeiding gesien, ek was in Oral Roberts se diens, ek het hom sien vertel hoeveel in die gehoor was, wat moes kom, en dit nie gedoen het nie.
en sovoorts, en hoe hy hulle vertel het, wat so gebeur. Ek het dit alles gesien. Ek was by die Pinkster, en het die rukwind gehoor, en die prediking, ek het dit alles gehoor, dis reg, maar wat was daarachter? There's where you failed to not listen to the still small voice of God to call you. Dis waar jy misluk, om nie te luister na die stil, klein stemmetjie van God, om jou te roep nie. Dis waar 'n probleem lê, is daarin sekerlik. Die wêreld kan naboots en beter vermaak. Die kerk is nie vermaak nie, dis nie veronderstel om te vermaak nie. Dis veronderstel om 'n nuwe geboorte te preek wat 'n nuwe skepsel in Christus maak. Maar die wêreld soek na vermaak, een of ander sosiale partytjies of een of ander fantastiese, van een of ander soort. Now, I want you to notice what taking place. Nou, ek wil julle moet oplet wat gebeur het. Dit is nie altyd die luidrigtige dinge wat groot dinge is nie. Dis nie die luidrigtige dinge nie, 'n wa kan uitgaan in die veld, wanneer dit leeg is, sal dit stamp en skit en 'n klomp geraas maak, reguit terugkom oor daardie selfde bultjies volgelaai met goeie goed en nie eers 'n piep maak nie. Hoekom? Dis volgelaai. What the church needs tonight is to be loaded. Wat die kerk vanaand nodig het, is om volgelaai te wees, gevul met die liefde van God. Die son kan 1 miljoen gallon water met minder geraas optrek as wat ons 'n glas vol kan pomp uit 'n pomp. Dis reg, die hemel kan dou oor die aarde sprinkel met minder geraas as wat jy jou poortse grasperk kan besprinkel. Sekerlik, het jy al ooit die planeet hoor draai? Groot goed is stil goed. Hoe die Heilige Gees dop wanneer dit vanaand inkom, hoe stil dit alles maak. Maar ons kom agter sensasies en agter klein goedjies aan, sonder om na daardie stem te luister. Het jy al ooit die dag hoor breek? Nee, jy het nog nooit die dag hoor breek nie, toch laat dit al die duisternis verdwyn. As ons net so luister na die stem van hom wat agter daardie dinge praat, sou daar gemeenskap wees onder alle kerke, Methodiste, Baptiste, Protestante, Katoliek en almal saam sou die middelmuur van skeiding afbreek en ons sou broederliefde hê. Hierdie Angelus tempel vanaand sou volgepak wees tot by die dak, tot daar buite iewers op die gronde staan, as ons net daardie stem van God kon hoor spreek. Agter die ding. Remember, those things went first. The voice spoke last. Onthou, daardie goed het eerste gegaan, die stem het laaste gespreek, dit was die laaste ding. Ons het rukwinde gehad en donderweer en al die res, maar die uur kom nou, dat die stem van God spreek. En hy het bewys dat dit hy is. Dit was hy wat die donderweer gestuur het, en dat agter die donderweer aangegaan in plaas van om te luister na die stem. Hy het die wind gestuur, maar hy het agter die wind aangegaan in plaas van die stem. Weet julle wat, dit is nie die klein kabbelende poelietjie wat 'n klomp geraas maak wat die sterre van die hemel weerkaats nie. Dis die klein poelietjie wat diep is, onverskeerd stil wat die sterre weerkaats. Al hierdie dinge is God se manier om dit te doen. Ek wonder of ons nie vanaand soveel agter die lawaai aangegaan het, dat ons soveel daarin belang gestel het, dat ons die klein stemmetjie vergeet het nie. Sê, wat probeer jy sê, broer Branham? I've got letter after letter this week. That the people wrote to me and said, ek het brief na brief hierdie week gekry wat mense vir my geskryf het gesê het, ek het na die Angelus tempel gekom, gedink ek sou 'n disknet van God hoor. Wel, jy is nog altyd 'n baptist, wel, jy is so dood soos hulle is. Jy het geen gees nie, jy is net so formeel soos die res van die baptiste. Luister broer, jy mag baie geraas hê, maar ek wonder hoeveel gees daarachter is wat ek wonder. Dit is nie geraas wat gees maak nie. Ek het mense gesien wat kan spring en hardloop en skree en 'n orkeste speel. En op en af die platform hardloop en nie genoeg regte, egte geloof gehad het om 'n tandpyn te stop nie. Dis reg. It's that still small voice of God that operates the power of God that makes things real. Dis daar 'n klein stemmetjie van God wat die krag van God laat werk, wat dinge werklik maak, lewe na die kerk toe bring. That's what I'm speaking of.
It ain't noise that counts. It's Dis waarvan ek praat. Dis nie geraas wat tel nie, dis die bevestiging. Die gees van God wat die verskil maak. Dit was elke aand hier en het tekens en wonders en wonderwerke onder die mense gedoen. Dis waar. Ek kan nie sien hoe Pinkstermense wat aanspraak maak om die beker van die goeie seëninge van Jesus Christus te gesoen het nie, skaars kon stil sit wanneer die Heilige Gees in sulke dinge beweeg nie. Maar dis omdat dit nie 'n geraas daarachter het nie. Die geraas het eers gegaan toe die stil klein stemmetjie gekom. Ons het daardie tye gehad, dit was alles God se manier. God het Elia se aandag getrek en Elia verteenwoordig die kerk. Hy het hom laat luister. Maar nou wanneer die tyd kom vir die stem om te praat, daardie iets in ons hart, kyk ons en wonder dan, waaroor gaan dit alles? 'n tyd gelede het ek 'n foto in Duitsland gesien waar die wolkskildery genoem word. Dit lyk verskriklik wanneer jy daarna kyk. Dit lyk soos 'n groot deurmekaar spul van wolke wat alles saam gekoek is. En dit lyk na 'n verskriklike ding. Maar soos jy nader kom daaraan, hoe nader jy kom, vind jy uit dat dit nie wolke is nie. Dis engelevlerke wat saamklap wat God se lof prys. En julle het die Pinksterondervindings gesien en julle het van ver af daarna gekyk en sê, o, luister daarna en al hierdie en die donderslae en rukwinde. Maar as julle net naby daaraan sal kom, daar sal ingaan, sal julle uitvind hoe nader julle kom, hoe werkliker word dit en daardie stil klein stemmetjie van God bring die engele deel van God uit en praat met sy mense. Dis nie so rof soos wat dit lyk of dit is nie. Dis die heerlikheid van God, maar julle staan een kant en kyk daarna. Soos Isabel, sy was nie op Berg Karmel om dit te sien gebeur nie. Hulle het gekom en vir haar gesê, o, die profeet het groot tekens gedoen. Ek sal sy kop afkap. Jy kan nie een kant staan en na enige iets kyk nie. John Sproul, 'n vriend van my, het sy vrou geneem en op reis gegaan oor Kanaal Lazal, Lorraine, Frankryk. En die gids het hulle deur 'n sekere tuin geneem en hy het hulle 'n standbeeld van die Here Jesus gewys. En broer Sproul het gesê, hy het na daardie standbeeld gekyk, hy het gesê, wat het die beeldhouer in sy gedagte gehad? Wel, ek sien nie enige leiding van Christus nie, ek sien niks nie, lyk net soos die standbeeld. Wat beteken dit? En die gids het vir hom gesê, meneer Sproul, jy kritiseer miskien daardie standbeeld. Gesê ek doen, gesê ek weet nie wat die beeldhouer in gedagte gehad het nie. Hy het gesê, die ding daarvan is, jy moet weet wat die beeldhouer in gedagte gehad het, voor jy kan sien wat hy probeer doen het. Hy het gesê, nou kom hier naartoe. Hy het afgegaan na die voet van die kruis en daar was 'n kussing. Hy het gesê, kniel. Hy het gesê, kyk nou op. En meneer Sproul het gesê, hy het gedink sy hart sou breek. Daar was elke leiding waardeur Jesus gegaan op die kruis, alles uitgebeeld. Hy het gesê, jy sien meneer, die standbeeld is gemaak om af te gaan en na op te kyk. Nie een kant te staan en na te kyk nie. Wel, dis hoe Pinkster is, dis hoe die woord van God is, dis hoe die beloftes van God is. Dit is nie om een kant te staan en te sê, o, daar's niks daaraan nie. Gaan een keer op jou knie en kyk op daarna, jy sal heeltemal 'n ander prentjie sien, jy sal iets met jou hoor praat deur daardie woord wat jy net opgetel het en sê, o, dis net 'n woord wat op papier geskryf is. Gaan een keer op jou knie en sê, Here God, is hier die u woord, is hier die u beloftes aan my, o Here, en jy sal die trane in jou wang voel afloop, dit sal heeltemal anders lyk as wat dit het. As julle dit sal doen, sal die Methodiste anders lyk vir julle Baptiste, en julle Pinksters sal anders lyk vir die res van hulle. Julle sal almal vir God sien, as julle net sal gaan en dit respekteer en luister na God se stem. En die skrif neem, en die dinge van God in die lig neem waarvoor hulle bedoel is.
God se woord moenie gekritiseer word nie. Dit moet geglo word. Iemand het vir my gesê nie lank gelede gesê, broer Branham, Jesus het gesê, groter as hierdie sal julle doen. Gesê sekerlik groter as die verkondiging van die evangelie. Jesus het gesê, hierdie dinge wat ek doen sal julle ook doen. Hierdie werke wat ek doen, sal julle ook doen. Dieselfde werke, net meer daarvan. Dit sou in die universele kerk om die wêreld wees, waar dit nou net op een plek kon wees wat in Christus was, maar wanneer Christus in die kerk is, sal dieselfde werke wat hy gedoen het, heeltemal om die wêreld gaan, die heeltyd. Wat ons nie raak sien nie, is om te luister na daardie stil klein stemmetjie wat met ons praat, dan ons self toe te draai in sy geregtigheid en uit te stap en te sê, Here God, het U met my gepraat. Beteken dit ek, o Here, ek's hier vanaand, ek siek, ek's behoeftig. Hoe as ek net op Berg Karmel kan staan en vir Elia na al daardie gevas en gebed, daardie vuur uit die hemel sien afbring het, 'n teken uit die hemel afbring en bewys dat U steeds God is, die God wat met die Hebreërs se kinders in die vuur is. Die God wat in die brandende bos by Moses was, daar dieselfde God wat hier op Berg Karmel was. As ek dit kon sien doen of kon doen, soos U het, toe U gemanifesteer was in die vlees hier op aarde, sal ek U aanbid met die hele hart. Dan sal jy God met jou oor praat wanneer jy dit doen. Laat ons hoofde buig. Thank the Lord. Now, radio audience, you might not have heard that. Dank die Here. Nou radio gehoor. Julle mag dit nie gehoor het nie. Dit was 'n praat in tale en 'n uitleg van tale. Dis 'n gawe wat in die kerk behoort. God het dit self in die kerk geplaas. Dit was na die boodskap. Dit het in orde gekom. Nie terwyl die boodskap aan die gang is nie. Die gees van die profete is onderworpe aan die profeet. Maar dit het net in orde gekom en dit het die kerk gevra om te bekeer en vorentoe te kom met God. Mag die Here God seën. Here Jesus, ons dank U vir hierdie dinge, hierdie manifestasies. En mag die mense vanaand sien dat U God is wat die siekes genees. You're the God that knows the secret of the heart. You're the God of Pentecost. U is die God wat die geheim van die hart ken. U is die God van Pinkster. U is die God van Elia. U is die God van Moses. U is die God wat eendag sal kom en homself aan ons openbaar en ons opneem in die heerlikheid. Ons dank U vir U teenwoordigheid en vir U woorde van vertroosting vir ons en vir die waarskuwing vir ons om ons te bekeer. Ek bid, Here God, dat U sal gee dat al hierdie dinge volbring sal word in die naam van die Here Jesus. Nou Vader, terwyl die gebedsreg gevorm gaan word binne 'n paar oomblikke. Ek weet nie wat in daardie gebedsreg sal wees nie, maar U weet wel. En ek bid dat U dinge sal doen vanaand wat die mense sal sit en kyk en luister vir daardie klein stil stemmetjie van God. En wanneer hulle U Gees sien begin beweeg onder die mense, mag hulle bly wees en juig. Savior and healer. En Jesus aanvaar as hulle verlosser en geneeser. Amen. Want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Now, this last 4 or 5 nights, we haven't give out any prayer cards. Nou hierdie laaste 4 of 5 aande het ons nie enige gebedskaartjies uitgegee nie. Die Heilige Gees net laat beweeg oor die gehoor en die mense roep en die dinge doen wat hy wil doen. And last evening once
En gisteraan een keer het daar iets vreemds gebeur gisteraan. En dit het nog nie van tevore in die tempel gebeur nie. Dis net 'n gawe wat jy net jouself verneder of voor God ontspan en hy jou spraak gebruik. God het geen stem behalwe joune en myne nie. Ons hande is sy hande. As ons net so onderworpe kan wees aan die Gees dat dit ons stem kan gebruik en ons hande gebruik en ons oë gebruik. Nou as jy nie hierdie dinge hoef te doen nie, God plaas net diegene in die kerk wie ook al. Dis tekens dat die mense mag weet dat God nog steeds lewe. Dis Jesus die Seun van God wat deur sy liggaam werk wat hy verlos het. Ons is nie waardig nie, beslis nie, maar hy is waardig. En dis nie ons wat sê hierdie een is waardig en daardie een is nie waardig nie. Dis vir God om die keuse van daardie dinge te maak. Nou gisteraan kon ek nie die mense laat verstaan ver agter in die gehore en waar dit hulle sou roep nie. En dan sou ek net die Here vra en hy sou hulle naam noem. And it come to one little woman that was suffering with something. I do not remember. En dit het gekom by een vroutjie wat aan iets gelei het, ek onthou nie. En toe die Heilige Gees gespreek en haar geroep het, wat haar probleem was, toe het sy nooit daarop gereageer nie. En net binne 'n paar oomblikke het ek my eie stem in 'n ander taal hoor praat. En uitgevind die vroutjie was Vins, sy was 'n Vin. En die Heilige Gees het haar naam genoem en haar alles waarvan vertel en haar gesê om God te prys. Ek weet niks van Vins af nie, dit was die Heilige Gees wat daardie vrou uitgeroep het, toegesien het dat sy nie uitgelaat sou word nie, dat hy in elke taal praat. Op die dag van Pinkster is elke taal onder die hemel daar versamel en God het gepraat in elke dialek wat daar onder die hemel was. En as ons net onsself kan onderwerp, nou dis, wie kan kritiseer dat dit nie Pinkster was nie? Wanneer die Heilige Gees hier, ek ken nie eers Engels nie, ek's 'n Kentuckier, ek ken nie eers goeie Engels nie, maar toe die Heilige Gees beet gekry het dit Vins gepraat en die vrou genoem. En haar probleem en vir haar gesê om die Here te prys in Vins. Daar was mense hier wat dit kon verstaan en dit vertaal en na my toe gekom het vanmôre. Hy vertel van die vroutjie wat opgestaan het en haar hande geskud het en God geprys het. Dis soewereine genade. Dit behoort elke siek persoon hier binne Christus te laat aangryp. Dit behoort elke krepeel op sy voete te laat staan en die Here Jesus te glo. Luister na daardie stem. Nou vanaand is die Amerikaanse mense geleer om hande op te lê. Dis 'n Joodse gebruik, was nooit vir die heidene nie. Maar ons is dit geleer. Wat julle geleer is, dis wat julle glo. Jairus het gesê, my dogter lê amper tot die dood toe siek. Kom, lê u hande op haar. Dis die tradisie van die oudstes. Sy het gelewe. Maar die Romein, die heiden het gesê, ek is nie waardig dat u onder my dak kom nie. Spreek net die woord en my diensknegt sal lewe. Hy het omgedraai en daardie Romein bewonder gesê, ek het nie sulke geloof in Israel gesien nie. Ek weet nie hoekom dit is nie, dat my bediening nie in Amerika posvat soos wat dit oor see doen nie. Ek net, dit moet die indoktrinasie van die kerke en so voort wees. Dit lyk net eenvoudig asof ek nie veldtogbestuurders het nie. En ek het nie 'n eislike groot klomp samewerking met iemand om rond te gaan soveel honderde kerke te laat saamwerk en groot sangers te bring en so voort nie. Ek begeer dit nie. Dit is nie my. Ek glo die bediening is aan die uitverkorenes, aan hulle wat beluister. Ons was oor see gewees nou die dag oorkant in Kingston, Jamaica. Hulle het nie voor donderdagmiddag geweet ons sou kom nie. Vrydagmiddag was ons daar, die eerste aand was daar omtrent 5,000, tweede aand omtrent 15,000, derde aand iets oor die 30,000 en 15,000 het na Christus toe gekom op een slag.
En ek het 'n paar mense na die platform toe geroep en die Here het aan hulle begin openbaar. Sodra dit plaasgevind het buite deur daardie groot baie gehoor, daar het duisende maal duisende gesit. Hulle het opgestaan van ou klein beddens af en draagbrare en rolstoele waar hulle gestoot is, en jy kon busvragte van hulle optel of lorryvragte wat op die grond lê vir 10 minute van gebed. Hulle het dit geglo. Went right on down into Puerto Rico and the same thing repeated again. And strike America. Reg het afgegaan in Puerto Rico in. En dieselfde ding het weer herhaal. En tref Amerika, dis anders hoekom. Ek wonder. En in Suid-Afrika, Durban, Suid-Afrika. Broer Du Plessis hier in sy land, in Durban, waar ons etlike duisende mense buite vergader gehad het. Toe 5 mense na die altaar toe gekom het op die platform voor gebid te word en die Heilige Gees sulke goed geopenbaar het. Ek het een gebed gebid en hulle het geskat dat 25,000 uitsonderlike genesings plaasgevind het. 25,000. Hulle het 7 busvragte of lorryvragte, ou krikke en stokke van die skougronde af verwyder waar hulle gelê het. En 30,000 het hulle hart vir Jesus gegee op een slag. Hoekom kan ons Amerikaners nie so glo nie? Weet julle wat? Ek sê dit met eerbied. Nie vir julle mense nie glad nie. My stem gaan uit in radioland. Maar Amerika is uitgebrand. Dit is gefynkam en deursoek en deurtrek en vis gevang en getrek en soorts, totdat dit nou net omtrent gereed is vir oordeel. Dis reg, die volgende ding is oordeel. En ons gaan dit kry, onthou dit net. Vanaand roep ons die gebedskaartjies om vir hulle te bid. Daar is nie 'n onderskeidingsry nie, dis net 'n ry om vir die siekes te bid. En ek glo, watter gebedskaartjies het hulle uitgegee? Watter gebedskaartjies het hulle vandag uitgegee? Sees. Goed, gebedskaartjie Sees is die een wat ons dan roep. Goed, daar is omtrent 100 rekening, gewoonlik gee hulle 100 uit. Nou, wie het C nommer 1? Steek jou hand op, 'n vrou wat hier agter in die middelry sit. Kom as jy kan, kom reguit hier na toe. Nommer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laat hulle eerste kom en net hier in 'n ry inval nou. En hulle sal tot reg buite in die saal wees en hulle sal almal in die ry inval. To the radio audience, I wish you could be here tonight in this. En aan die radio gehoor, ek wens julle kon hier wees vanaand in hierdie pragtige Angelus tempel om hierdie groot reuse byeenkoms hier te sien. All the main floors seated in the first balcony. Die hele grondvloer sit vol en die eerste balkon sit vol. Omtrent heeltemal mense wat sit verlang, wag vir iets om te gebeur. Before me sits people in wheelchairs. Voor my sit daar mense in rolstoele en in beddens en soort wat wag vir die beweging van die Gees. Ek wens julle kon net hier wees om dit te sien. Hulle wag met groot verwagtinge. En net so seker as wat God van die hemel lewe en vanaand regeer, as hulle net sal luister na die stem van God, sal daar nie 'n swak persoon in ons midde wees binne 'n paar minute as hulle dit net sal glo nie. Goed, ons roep nou die gebedsry 1 tot 10, 10 tot 20. Dis gebedskaartjie C, soos in Kalifornië. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Neem julle plek in. Goed, terwyl hulle kom 20 tot 50, neem julle plek in. 20, 30, 40, 50. Neem nou net julle posisie in die ry. Dit sal beter wees vir party van julle as julle by die deur uitgaan aan die voorkant van die paadjie reguit omkom en langs die kant afkom. Glo ek julle kan beter in die ry inval. Julle wat nie in staat is om te beweeg nie, wys julle net vir die plekaanwysers julle kaartjie en wanneer julle nommer geroep word, sal julle net hier na die platform toe gebring word vir gebed. Verwag julle dat iets gaan gebeur? Wag julle om die beweging van die roering van die water te sien? Wat het die water gedoen toe dit geroer is? Dit was 'n teken dat die engel van die Here op die water was. Is dit reg? Dit was 'n bonatuurlike teken om te wys dat die stroom van die water verander het. 'n Geroerde water is wanneer stroom een kant toe gaan en die wind waai dit na die ander kant toe terug. Dis geroerde water.
En wanneer ons geroerde water sien, weet ons dat dit iets moet wees om daardie water anders te laat loop as hy stroom. Onder daardie stoep waar daardie groot spuitbronne uitgeloop en die waters gevloei het langs die skaappoel, afgekom het nou die mense daar gelê in groot menigtes. En hulle het nie gewag net vir 1 aand, 2 aande, 3 aande, hulle sou wag vir maande en jare. Party van hulle het jaar in en uit daar gelê en wag vir die roering van die water. En die eerste keer wat iemand ingestap het met genoeg geloof om genees te word, het dit die krag van die engel uit die water getrek en hulle moes wag vir nog 'n seisoen. Wat as 'n seisoen bepaal is, weet ek nie, miskien weke, maar hulle het geduldig gewag daarvoor om in die water te kom. En soos geskiedkundiges vir ons vertel, sou hulle mekaar steek om in die water te probeer inkom. Sien wie eerste daar kan kom om hulle geloof te toets met die engel van die Here. God het in alle eeue te alle tye altyd 'n weg van goddelike genesing gehad, altyd. Die heel pad terug in die Ou Testament, die heel pad deur die Nuwe Testament, af deur die Nuwe Tydperk. Reg tot op hierdie huidige tyd het God 'n fontein oopgemaak vir hulle wat glo vir goddelike genesing. Goed, 50 tot 60 nou staan as julle sal. Sien, 50 tot 60. Neem julle plek hieroor kan in. Ek glo miskien is daar 'n klein kamertjie hier wat julle nou na hierdie kant toe kan kom en net kan aanhou agtertoe gaan. Of as jy wil uitgaan en omgaan, sal die plekaanwysers julle daar in 'n ry laat inval. Nou terwyl 60 tot 70 tot by 75, laat hulle in die ry inval en begin om die ry. Nou as julle nie kan beweeg nie, wel, wys dan net vir iemand jou gebedskaartjie en die plekaanwyser sal jou na die platform te bring wanneer jou nommer geroep word. Hulle sal sien wanneer hulle in die ry laat inval het. Dis hoe ons hulle laat inval in die ry, so ons weet ons het almal in die ry wat geroep word. Hoeveel het nie 'n gebedskaartjie nie? En jy wil hê God met jou genees enige plek. Steek net jou hand op. Het julle opgelet in die dae wat verby is hierdie laaste week, hoe die Heilige Gees opgaan in die balkonne? Reg rondom aan beide kante en reg deur die gebou, en nie een keer val dit nie, as dit reg is vir die gehoor hier buite sê, Amen. Perfek elke keer, want dis jou geloof wat dit doen. Jou geloof maak jou gesond. Julle ken die vrou wat sy kleed aangeraak het. Hy het gesê jou geloof het haar gered. Het julle dit opgelet? G-E-R-E-D het jou gered. Die Griekse woord daar, dink ek, is sozo. Is dit reg? Jou geloof het jou gered. Net fisies gered, net soos geestelik gered is. Elke keer wat dit vertaal word, is die woord gered in die Bybel sozo, wat beteken gered. Fisies gered, geestelik gered, dieselfde woord die hele tyd. Jou geloof het jou gered. Gered van siekte, gered van die dood, gered uit die graf, gered van 'n voortydige graf, ja, en gered uit 'n duiwelse ja, gered tot God se koninkryk, sekerlik. Goed, 75 tot 100, neem nou julle plek in, sê 75 tot 100, nou gaan uit na hierdie kant en draai in aan die kant van die paadjie, want hierdie is nou heeltemal vol hier binne. Die heel pad na die deur toe, en neem net eerbiediglik jou plek in, en die plekaanwyser sal jou plaas, en ons sal in die gebedsry begin, net binne die volgende paar oomblikke. Net so gou as wat ons, want geen rumoer, ons wil nie enigiets van die Heilige Gees verloor nie. Nou luister, wanneer jy dophou vir die Heilige Gees, nou daar's niemand wat meer as ek glo en skree en juig in die Gees nie. Want ek glo dat enigiets wat lewe het, emosie het. En as jou godsdienst nie 'n bietjie lewe daarin het nie, beter jy dit begrawe, dis dood, dit bring emosie. Maar terwyl ons na God toe kom, laat ons eerbiediglik stil kom, luister om te sien wat hy sal sê, en dan wanneer hy iets vir ons doen, is dit die tyd om die heerlikheid van God te laat regeer uit ons harte.
Wees eerbiedig, kyk, en as julle buite in die diens op enige tyd voel dat God met julle hart gepraat het terwyl hierdie ry deurgaan, steek julle dan julle hande op en sê, dankie Here Jesus dat U my genees het. And tell somebody sitting by you, by the blood of the Lamb and their testimony they overcame. Laat sê dan van iemand wat langs jou sit, deur die bloed van die lam en hulle getuienis het hulle oorwin. Is dit reg? Jy oorwin deur die bloed van die lam en deur jou getuienis. As ons net geloof kan hê en glo in die Here God dat hy hierdie dinge vir ons sal doen. Now, it's early. There's no need of rushing. Just be reverent and quiet. Nou, dis vroeg, dit help nie om te jaag nie. Wees net eerbiedig en stil. Net omtrent 15 minute sal die ry voltooi wees. En ek glo as julle mense soveel tyd sal neem en julle in radioland, maak seker julle doen dit. When you're hearing the people rejoicing over their healing. Wanneer jy die mense oorjuig oor hulle genesing, die gebed wat vir die siekes gebid word, juig jy dan ook en aanvaar Jesus as jou geneeser. Remember, God is omnipresent. Onthou, God is alomteenwoordig, alwetend, almagtig, oneindig. The infinite God. Omnipresent. Die oneindige God, alomteenwoordig, oral, alwetend, weet alle dinge, alvermoënd, almagtig. That's our God. Dis ons God en hy is daar in die hospitaal by jou net soos hy hier by die kerk sou wees. You can't hide a saint Jy kan from nie his gelowe prayer. weghou van sy gebed nie. Hulle het een keer in 'n maag van 'n walvis gegooi en hy het afgegaan na die bodem van die see met onkruid om sy nek gedraai. But you can't hide a Maar hy saint kan from nie his gelowige prayer. weghou van sy gebed nie. Hy het omgedraai en rondgekyk, die walvis se maag oral gesien. Maar hy het gesê, hulle is almal valse nietighede. Nog een keer sal ek kyk na u heilige tempel, Here. And when he began to look at towards En toe hy the temple, begin kyk het na die tempel, Salome het toe hy die tempel toegewy het gesê, as u volk op enige plek in die moeilikheid is, and we'll look towards this holy place en sal kyk na hierdie heilige plek en bid, hoor dan uit die hemel, Here, en verlos hulle. En Jona het daardie gebed geglo. En God het vir Jona lewendig gehou vir 3 dae en nagte in die maag van die walvis volgens die skrifte. En as God dit kan doen vir Jona in die maag van die walvis wat gekyk het na 'n natuurlike tempel, soos hierdie een hier gebou deur menslike hande, hoeveel te meer kan hy jou gebed hoor vanaand wanneer jy na die hemelse tempel kyk, waar Jesus aan die regterhand van God sit met sy eie bloed om voorspraak te maak volgens jou belydenis. Sekerlik het afgegaan in die leeukuil om een van sy diensknegte te verlos. Hy het in 'n vuuroond ingegaan om een te verlos. Sekerlik hy sal na die hospitaal toe kom waar jy luister. Sekerlik hy sal kom na daardie klein nederige huisie waar jy daar lê en wag. Hy sal opkom op die balkon, hy sal afkom op die vloer, hy sal enige plek kom waar jy is en jou verlos van sonde of siekte. As jy net geloof sal hê en hom glo, sal julle dit nou doen? Just a few minutes longer and they're out into the hall now, lining the people down the hall, for there's a great number. Net nog 'n paar minute en hulle is nou buite in die saal besig om die mense in die saal in die ry te laat inval, want daar wag 'n groot getal om voor gebid te word. I love that Ek hou song. van daardie Let's hum lied. it Laat once. ons dit een keer neerie. Great physician now is near, the sympathizing Jesus. He speaks the drooping heart to cheer. Oh, hear the voice, that still small voice of Jesus. Sweetest note in seraph's song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung. Oh, Jesus, blessed Jesus. Sit almal nou, die ry is gevorm, die plek aanwysers het hulle plekke, en ek sal julle nou vra, wees net so eerbiedig as wat julle kan. Now to you that's standing in the line,
Van julle wat in die ry staan, julle let op dat daar 'n verskil in my bediening is, want ek bid net lê hande op die siekes, want dis julle versoek vir my om dit te doen. As ek sou stop in die onderskeiding vir almal in hierdie ry, sou ek hier wees vir verskeie aande. En ek sou nie in staat wees om hier te staan behalwe net 1 of 2 of 3 nie. En ek sou so swak wees dat hulle my van die platform af sou neem, soos hulle gewoonlik maak. Nou, as jy onbeleide sonde in jou hart het, plaas ek dit terug in jou skoot. Erger as dit sal op jou kom. En as jy onbeleide sonde het, tree uit daardie gebedsry uit en maak dit reg met God. Kom dan terug en kom in die gebedsry. Onthou, ek is nie verantwoordelik deur 'n goddelike gawe om 'n vloek weg te neem wat God Satan toegelaat het om op te sit om jou na hom toe te bring nie. Ek gaan net bid. En nou as jy reg in jou hart voel met God en jy voel dat alles reg is en jy het reg, jy glo dat God jou gaan genees, loop dan hiernatoe eerbiediglik. En wanneer jy oor hierdie platform gaan, net soos jy gedoop is op enige ander orde van die kerk, gaan blymoedig van die platform af. My hande sal niks daarmee te doen hê wat op jou lê en sê jy jou genesing van Jesus Christus aanvaar nie. Dit was sy opdrag om hande op die siekes te lê vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Nou Here, daar's groot verwagtinge en mense wag. Nou is die res van die diens U sin, o Here. Ek bid dat daar nie 'n swak persoon in ons midde sal wees nie. Mag die Heilige Gees afspreek in die harte van die mense vanaand. Mag hulle nie soek na een of ander groot donderslag of een of ander groot rukwind nie, maar mag hulle luister. Dis waarom ek dit vanaand gesê het, Vader, dat hulle onder in die dieptes van hulle hart die visioen kry van wat God doen. Skenk dit, Here, want ek vra dit in Jesus naam. Amen. Let the prayer line be started now. You just come one at a time and we'll pray. Goed, laat die gebedsry nou begin. Kom julle net een op 'n slag en ons sal bid. Aangename kennis. Nou staan dit hier oorkant net 'n oomblik, dame. Dit is dat jy die eerste een in die ry is. Nou dat die gehoor, hoeveel in hierdie sigbare gehoor het nog nooit van tevore die bediening gesien het, nog nooit my bediening gesien het. Steek hulle hande op, sal hulle, goeiste, daar's baie honderde van hulle wat dit nie gesien het nie. Nou as die Here Jesus hier gestaan het langs hierdie vrou, ek ken haar nie, God ken haar. Is ons vreemdelinge vir mekaar, dame, as dit reg gesteek jou hand op sodat die mense sal sien. Ons het nog nooit tevore ontmoet nie. Wel nou, as julle wil weet dat die Bybel nog steeds lewe, hier is 'n geval soos Johannes 4. 'n Man en 'n vrou ontmoet vir hulle eerste keer, soos Jesus die vrou by die put ontmoet het. Hy het 'n paar minute met haar gepraat totdat hy gevind het wat haar probleem was. Hoeveel weet wat haar probleem was? Steek jou hand op. Sekerlik. Sy het saam met haar 6de man gelewe. Jesus het vir haar gesê, gaan haal jou man en kom hier. Sy het gesê, ek het nie 'n man nie. Hy het gesê, dis reg, jy het 5 gehad en die een met wie jy nou saamleef is nie jou man nie. Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Nou ons weet, wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel. Maar wie is u? Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Sy het in die stad ingehardloop en gesê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel wat ek gedoen het. Is dit nie die Messias nie? As Jesus Christus dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid, en dit was die messiaanse teken vir daardie geslag, moet dit dieselfde messiaanse teken vir hierdie geslag wees, of hy is 'n ander Messias. As dit waar is, sê amen. Nou om julle te laat weet dat dit nie 'n man is nie. God weet dat ek nie hierdie vrou ken nie. Ek het haar nog nooit in my lewe gesien. Maar as die Heilige Gees hier sal kom en bewys dat hy steeds Messias is deur my oë, my lippe, my mond en haar geloof en my geloof te gebruik, daar's iets waarvoor sy hier is. Sy mag bedrieger wees, sy mag 'n Christen wees, sy mag hier wees vir finansiële probleme. Ek weet nie. Ek het nog nooit, ek het geen manier om te weet nie.
Sy is nou net 'n vrou wat hier in die gebedsry kom, maar as die Here God sal spreek, laat haar die beoordelaar wees of dit reg is of nie. Hoeveel van julle sal dan werklik weet dat die teenwoordigheid van Jesus Christus hier is? Steek jou hand op, sê, ek sal dit aanvaar. Nou albei van ons, hier is die Bybel, ons het nog nooit van tevore in ons lewens ontmoet nie. Nou ek sê nie dat hy dit sal doen nie, as hy dit doen, sal ons dankbaar wees. Nou suster, om net 'n oomblik met jou te praat, jy hoef nie net na my te kyk. Die vrou is 'n Christen, want daar kom 'n gevoel van vriendskap uit haar uit. Haar gees wat in haar is, verwelkom die gees wat in my is. Nou met ander woorde, daar is 'n dogter van God. Ek is sy seun, aangenome seun deur Jesus Christus. Sy staan daar en benodig iets. Ek staan hier om vir haar te bid. Nou as ek my hande op haar sou lê en sê, gaan word gesond, Jesus Christus gaan jou gesond maak, sou dit in orde wees. Maar nou, wat as die Heilige Gees hier kom en iets openbaar wat daar terug in haar lewe is, wat sy weet waarvan ek niks weet nie? As sy weet wat was, sal hy sekerlik weet wat sal wees. En sy sal die beoordelaar wees om te weet of dit reg is of nie. En dan hang dit van julle af om te glo waar dit vandaan kom. Toe dit gedoen is in Bybelse tye, het die ortodokse kerk gesê, hy is 'n fortuinverteller, hy is 'n Beelzebub. Hulle het dit in hulle harte gesê. Jesus het gesê, ek sal julle vergewe dat julle dit teen my gesê het, maar eendag wanneer die Heilige Gees kom om dieselfde ding te doen, dis hierdie dag, sal een woord daarteen nooit vergewe word in hierdie wêreld of die wêreld wat sal kom nie. Because they call the Spirit of God a fortune teller or an evil spirit. Omdat hulle die gees van God 'n fortuinverteller of 'n bose gees genoem het. The lady standing here is very nervous. And she's really Die dame wat hier staan is baie senuweeagtig en sy het eintlik 'n operasie nodig, want sy het aanbye. And those hemorrhoids are breaking and bleeding. En daardie aanbye breek en bloei. Dis reg is dit nie? As dit reg is, steek jou hand op. Nou, wat het dit geweet? Nou wat ek ook al vir haar gesê het, weet ek nie nou nie. Sien, dit was nie my stem nie. Dit was my lippe wat beweeg het, maar iets anders wat haar iets vertel het wat nie ek was nie. Nou julle sê, jy mag dit geraai het, broer Branham. Goed, laat ons net 'n oomblik langer met haar praat sodat die salwing van die Gees in die gebou sal inkom. Nou laat ek net weer met haar praat. Ja, hier kom dit weer. Die vrou is bewus dat iets aangaan. Het jy al ooit die foto gesien wat die wetenskaplike wêreld geneem het, daardie engel van die Here? Dis net wat nou op jou is. As jy gehoor die radio, wat ook al kon sien, net hier tussen my en daardie vrou is daardie lig wat ronddraai. Die vrou staan voor operasie, dis bloeiende aanbye. En ek bly sien een of ander ouer persoon bly hier verskyn. Dis 'n man, dis haar pappa. En hy het 'n donker skaduwee van die dood oor hom. Hy is sterwend aan 'n kanker. En hy is in 'n hospitaal in 'n groot stad waar 'n rivier verby die stad loop. Dis St. Louis, Missouri. So spreek die Here. Dis reg. Oh, that's true. Is that true? Is dit waar? Now do you believe the Lord? Do you believe God could reveal Nou to me? glo julle die Here. Glo julle God kan aan my openbaar wie hierdie vrou is? Sal dit julle geloof help? Nou suster, ek weet nie dat hy sal nie. Ek vra net sy genade. Your first name is Alice. Jou eerste naam is Alice, spyt is jou van. Presies reg, gaan huis toe in geloof en jy kan ontvang waarvoor jy gevra het in die naam van die Here. Now, let us Nou laat ons net ons hande opsteek en God prys. go believing now. God seën jou my suster, gaan glo nou. Now, if I don't say nothing to you, you believe anyhow, will you?
Nou as ek niks vir jou sê en ek glo jy in elk geval sal jy goed, maar jou hartprobleem dan sal jou verlaat as jy sal gaan en glo. Suster, jy is bewus dat die Heilige Gees hier is. As ek jou nie 'n ding gesê het nie, as ek jou vertel het wat verkeerd was met jou, sou jy glo, sal dit jou meer laat glo? Maar nou sien, ek kan dit nie heelpad af met die ry doen nie. Maar as jy sal glo, sal jy diabetes jou verlaat. Sal jy dit glo? Goed, gaan dan en sê, dank die Here en wees bly en glo met jou hele hart. All right, sister. But don't say nothing, just pray for you. Believe with all your heart. All right, sir. Lord Jesus, I pray that you'll bless this woman and make her well. In the name of Jesus Christ. Amen. Kom suster, as ek nie 'n woord sê wat verkeerd is, glo jy dat God teenwoordig is, daardie een met wie ons nou gesalf is? As ek hande op jou lê, glo jy jou rugprobleem? Kom, dit het dit alreeds gesê, sien goed. Here Jesus, ek bid dat U ons suster sal genees en haar sal gesond maak. Amen. Hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Kom suster geloof, wat dink jy van haar gewas? Dink jy dit sal jou verlaat? Gaan op jou pad en sê, dankie Here Jesus en word gesond. Nou ook, so jy glo dat jou nou weg sou wees? In die naam van die Here Jesus lê ek hande op my suster vir haar genesing. Amen. Believe now. In the name of Jesus Christ, I pray for my sister's healing. Amen. All right. Are you believing out there? Goed glo jy daar buite sien, jy hoef nie vir die mense te sê. Nou wees eerbiedig, hou net dop, hou julle oë, luister, radio gehoor, die mense word genees. Ek sien hulle wanneer ek, dit is nie dat ons vir die mense hoef te sê nie, maar jy kan, dis alles reg, maar dit verswak, en dit maak dat elkeen dit wil doen. Die vrou wat hier staan is dit die volgende persoon goed? Glo jy suster, ek en jy is vreemdelinge vir mekaar, is dit reg? Ek ken jou nie, jy ken my nie. As dit reg is, steek jou hand op sodat jy sigbaar gehoor kan sien. As die Here Jesus vir my sal sê waarvoor jy hier is of iets, sal jy glo dat ek sy diensknegt is en weet dat daar een of ander bonatuurlike krag hier moet wees om dit te weet, of ek sou dit nie weet nie. Sou jy dink dit was 'n bose gees of die gees van Christus volgens die belofte in die Bybel, die gees van Jesus? Dankie. Dan sal jy kry waarvoor jy gevra het. Waarvoor jy hier is, jy is baie senuweeagtig, jy het komplikasies, jy is heeltemal gedaan, jy het diabetes. En laat ek vir jou sê, jy het iets op jou hart. Dis 'n seun, jou seun. Glo jy dat God vir my kan sê wat verkeerd is met hom? Hy het maagsere en hy het asma, maar bo alles dat hy 'n sondaar is en nie gered nie, en jy bid vir sy siel. Dis so spreek die Here. Hy is teenwoordig om te genees. God seën jou, gaan en ontvang dit. Do you believe, sister? Oh Lord, I pray that you'll heal our sister and take her from this crutch tonight in the name of Jesus. Amen. Come, sister. Do you believe, sister? Yes. In the name of Jesus Christ, I lay my hands upon you, because it's written, these signs shall follow them that believe. Praise you, Jesus. Now believe. Do you believe the little one will be healed if I lay hands upon it? Yes. Bring it here then. Lord, they said, suffer little children to come unto me. And I lay my hands upon this little baby for its healing and its mother. In the name of Jesus Christ, may the disease depart. Amen. The Bible said, these signs shall follow them that believe. Do you believe it? I believe Him who I'm talking about. Then these signs shall follow. In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Amen. Come. Do you women believe as you're coming together that God will heal and make you well? Yes, sir. I lay my hands upon you. In the name of Jesus Christ, the Son of God, and according to His word and promise, you shall recover. Amen. Do you believe, sir, as you're bringing this man, that the man will be healed? You believe it yourself for you? All right, come near and let's pray. Lord, I lay my hands upon this feeble bodies, and I pray that they shall recover according to your word in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you, sir. That's right. Go believing now, brother. That's the way. The Lord Jesus Christ, who made the promise, give this woman her healing as I lay hands on her in the name of Jesus. Amen. The Lord God, who made the promise, give the healing to this woman as He promised. They lay hands on the sick, they shall recover. Thank you. Amen. Thank you, Father. God bless you, sister. The Lord God who made the promise, may He confirm His promise as I lay hands upon my brother in the name of Jesus Christ. Amen. May the healing power
that was given to the church at the day of Pentecost come upon our brother as I lay hands on him in confirmation that I believe that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Are you O believing? Here, Let laat the die radioland now. nou, terwyl While we ons pray bid for the vir die radio land. radioland. Oh God, way out there O in God, radio daar land. ver in radioland, May the Holy Ghost mag die Heilige come Gees upon kom op those daardie people mense out daar there. buite en mag And die may the siekes sick be healed oral everywhere. genees word. May they Mag hear hulle nou now. hoor, Faith geloof cometh kom by deur die hearing. gehoor. And may the En mag die gospel evangelie getuienis witness van of die the opstanding van resurrection of Jesus Christus Christ deur come die through the etergolwe airwaves van of this hierdie radio radio kom and en heal almal all that's genees wat listening and inluister that's wat sick. siek is. If they're in the bar room, pool room, As hulle in die wherever they kroeg may is, be, potspel, may they be kamer, healed waar just hulle ook now al mag from wees, mag hulle sin net nou and genees word sickness van in sonde Jesus en siekte Christ's name. in Jesus Christus naam. Now we Nou shall sal ons die gebedsry voortsit. Hier's nog 'n vrou wat hier staan. Ons is vreemdeling vir mekaar, is ons susters. Glo jy dat ek sy dienskneg is? Glo jy God kan vir my sê wat jou probleem is? Sal dit jou help om te glo? Sal dit nou die gehoor help? Would you make you believe God more for your healing? Jy jou God meer laat glo vir jou genesing, sal dit? Goed. Kyk hier na toe, suster. Glo jy nou net met jou hele hart? Daar's soveel wat bid sien op hierdie tyd. Jou probleem is uitermate senuweeagtigheid, jy is baie ontstel. En dan het jy swelsels in jou arms. Daardie swelsel kom van 'n operasie, kankeroperasie in die skouer. Dis so spreek die Here, dis waar. Nou as jy sal gaan en glo, sal dit jou verlaat. Amen. Come, sister. O Lord God, grant the healing of this young woman as she passes through this prayer line. Amen. Lord God, as this mother comes down along the line, I pray that you will heal her and make her well in the name of Jesus Christ. Nou nie net ek bid nie, maar kyk net hier, daar's honderde maal honderde wat hier sigbaar bid en duisende daar buite in Radioland. Dit moet gebeur, nie waar nie? En die teenwoordigheid van die Here Jesus hier, ons herreese Here, ons verlosser, ons geliefde koning. Lord Jesus, pray that you heal this woman and make her well as I lay hands on her in the name of Jesus Christ. Amen. Come, sister dear. I lay my hands upon you in the name of Jesus Christ. May you be healed. Amen. Come now, my sister. In the name of Jesus Christ, I lay my hands upon you for your healing. Amen. All those people out there are praying now. Lord, in the name of Jesus Christ, in the presence of the Holy Ghost, may this man's heart not be carnal, but may he come as to the living God. And the saints are praying all around over Los Angeles, everywhere. May he be healed in Jesus' name. Come, my sister. In the name of Jesus Christ, I ask for your healing. Amen. In the name of Jesus Christ, I ask for our sister's healing. Amen. God bless you. In the name of Jesus Christ, I ask for his request. Amen. God bless you. Come, sister. Kom, suster, jy lê aan artritis. Glo jy Jesus Christus sal jou genees? O Lord, Creator, O Here, Skepper van hemel en aarde, skenk die genesing van hierdie vrou in Jesus naam. Amen. Are you going to believe, sister, for you and your baby? In the name of Jesus Christ, may mother and child be healed. Amen. You're believing, brother? Got you. In the name of Jesus Christ, may our brother be delivered. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, I lay my hands upon the woman for her deliverance. Amen. Come, sister. Now, don't let this coming through be in vain. No, it's going to happen. Lord Jesus, I pray that you'll heal her and make her well. Bless this one who is with her, Father, in the name of Jesus Christ. Amen. Come, brother, not in vain, but let the power of Jesus Christ come into your life now. Hear that still small voice as you pass from this place in Jesus' name. Come, sir. In the name of Jesus Christ, may your healing be. Amen. Kom, suster, glo jy God sal vir my sê wat verkeerd is met jou? Sal jy? Sal dit jou 'n bietjie help? Ek glo jy is die eerste gekleurde dame wat verbygegaan. Glo jy dat hierdie vroue probleem wat jou pla weg sal wees wanneer ek vir jou bid? In die naam van Jesus Christus, laat dit haar verlaat, Here. Amen. In the name of Jesus Christ,
May his request be granted, Lord. Amen. Come, sister. In the name of Jesus Christ, let her request be granted. Amen. Nou, dis jou gesindheid. Nou, wees baie eerbiedig almal wat bid. Dis julle mense in die ry nou, dis julle gesindheid soos julle hier verbygaan. Sien daar die vroukie sê het begin om uit hierdie lyn uit te gaan en dankie gesê. Luister, sê het 'n vloeiing gehad as haar probleem wat dit ook al was. Ek het daardie vloeiing gesien wat gebeur het. As ek dit nie mis het nie, is dit 'n vroulike probleem. Dat sy net weet God weet omdat dit in die badkamer was waar dit gebeur het. Dit het nou gestop. Sy kan gaan en gesond wees in die naam van Jesus. Sien die gesindheid, wat is dit? Dis as gevolg van haar gesindheid. My goeieste, kan julle nie? Father God, in the name of Jesus Christ, grant her healing. Amen. In the name of Jesus Christ, may the woman be healed. Amen. God, in the name of Jesus Christ, may the woman be healed. Lord God, I lay hands upon our sister in the name of Jesus Christ for her healing. Come, sister. In the name of our Lord Jesus Christ, I lay my hands in obedience to His command on my sister. Amen. In the name of Jesus Christ, I lay my hands upon this, my sister, for her healing. Amen. In the name of Jesus Christ, I lay my hands upon her sister for her healing. Amen. And in the name of Jesus Christ, I lay hands upon sister for her healing. Sien, sodra die visioen die mense gestop het, verloor die mense skynbaar geloof. Moenie dit doen nie, dis verkeerd. Hier gaan dit die hele tyd aan. Ek sien wat fout is met die mens. Hier, kyk na hierdie vrou. Glo jy God sal haar gewas genees? Gaan dan en glo dit. Sien, glo net, hy geloof. Kom suster, glo jy God sal haar maagprobleem genees? Gaan dan en glo, en nou net geloof, glo. In the name of Jesus Christ, may she be healed. And this our sister, Lord, is praying in the name of Jesus Christ. I pray for this young woman, Lord, that you'll heal her in Jesus' name. Grant it, Lord. Oh, Lord God, grant the healing of our sister in the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Grant it, Lord. In the name of Jesus Christ, may our sister be healed. O Lord God, in the name of Jesus Christ, may our sister be healed. Come, sister. You believe? Sister, glo jy's ernstig, dis haar probleem, maar God sal dit genees. Dis nou weg, so gaan dit en glo. Amen. Lord Jesus, I pray that you'll heal her in the name of Jesus Christ. May it be so. Come. O Lord, creator of heavens and earth, as this woman reaches her hand, may it not be to mine, but to yours, Lord. In Jesus' name. Lord God, heal our sister and give her her request. In Jesus' name. Grant it, Lord. Heavenly Father, I pray that you'll heal her and make her well. In the name of Jesus. You see how it does just as soon as the vision seems. Sien julle hoe dit maak, net sodra die visioene skynbaar weggaan, dit maak my so swak, vriende. Hoeveel verstaan dit? Wel 'n vrou het die kleed van ons Here aangeraak. En hy het gesê, daar het krag uitgegaan, ek het swak geword. Hoeveel weet dis die waarheid? Wel, as hy die seun van God swak geword het van een visioen, wat sou dit aan my doen, 'n sondaar, gered uit genade? Daniel, die profeet het 'n visioen gesien en was ontsteld in sy kop vir baie dae. Hier, bring die vrou, ons is vriendelinge vir mekaar, glo jy God ken jou? Glo jy, hy ken my? Kan hy aan my jou probleem openbaar? Jy is geskadu tot die dood met 'n kanker, dis reg. En behalwe dit, jy is 'n vroueprediker, die waarheid. En jy het net so pas jou kerk opgegee, dis reg. Maar moenie jou kerk opgee nie, moenie hoop opgee nie. Kyk na Jesus wat hier staan, wat jou toestand ken. En ek bestraf hier die kanker op my suster in die naam van Jesus Christus. Mag dit haar verlaat. Amen. Lord, I lay my hands on this little colored girl in the name of Jesus Christ. Heal her. Her loved one, Lord, I pray that you'll heal her. Lord, this little woman, as she passes through the line, may the power of Jesus Christ, it's present now, heal her. God, heal this woman, I pray, in the name of Jesus Christ, that you'll grant it. Heal our sister, Lord, in the name of Jesus Christ, may it be so. Sien jou suster en mag die God van die hemel jou genees van hierdie uitreite. Come, sister, believing with all your heart now. O eternal God, author of life, give her the blessing she's asking in Jesus Christ's name.
Come, sister. Come with the baby. You believe God's going to make it well? In the name of Jesus Christ, may their request be granted to this little one. And I'll take this affliction from it in Jesus Christ's name. Now go believing in it, both of you. Have faith and serve God. Are you believing? How many can just almost Glo julle, see hoeveel the kan dit presence of the amper die Lord teenwoordigheid van die Here Jesus Jesus standing daar out sien over his staan en audience? oor sy gehoor kyk. The great Jehovah God, the Die Alpha groot and the Jehova van Omega, God, the die beginning Alfa en and die the end, Omega, die first begin en and die the einde, last, die the same eerste en die yesterday, laaste, today, and forever. selfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy's God. This woman here is a stranger to me. Are you, lady? Do you Die believe vrou that God hier can is tell 'n me what your vreemdeling vir trouble my. is? Is jy dame? If he Glo jy will, dat will it God help vir my you? kan sê wat jou To believe. probleem is? As hy sal dit You u have help om te arthritis? glo. Jy het artritis. You have trouble with your eyes? You got heart Jy het trouble. probleme met jou oë, You're jy not het from this hartprobleme. Jy's nie van hierdie You're from stad another nie. city. Jy's van 'n ander stad, Another 'n state. ander staat. Arizona. Arizona, Kingston, Arizona. En jy is And mevrou you're Holby Mrs. op jou Holby. pad huis toe. On your Jy's road home. oor jou siekte You're gaan over huis your toe en disease. word Go home gesond and be gemaak made well. in die In the naam name van of Jesus Jesus Christus. Nou sodat die gehoor sal weet, ek het jou nog nooit in my lewe gesien nie, is dit reg. Ons is totale vreemdeling vir mekaar, maar God ken julle almal. Hy weet alles van julle af, gewoon net. Hy weet wie jy is en alles van jou af. Ek daag elke persoon hier binne uit om dit te glo. Enige plek. Oh Lord Jesus, I pray that you'll heal this woman and make her well. In the name of the Lord Jesus. Oh God, I pray that you'll heal our sister in the name of Jesus Christ. I'm here for someone who is in bed. God, grant her request in Jesus' name. God, heal this little girl in the name of Jesus Christ. Come, my dear brother. Come believing now. Lord, in the name of Jesus Christ, heal my brother. Amen. Lord God, as our sister passes by, may she not passes by man, but may she pass by the cross of Jesus and receive her healing. Amen. Come, my sister. In the name of Jesus Christ, may you be healed. Come, my brother. In the name of Jesus Christ, may you go from here healed. Come, sister. In the name of Jesus Christ, God's beloved Son, may your healing be. Amen. He gave the promise. He has to keep His promise. Amen. Oh Lord, as I lay hands on these two women coming by with each other, may the Spirit of God make them well in Jesus' name. Amen. God bless this my sister and heal her in the name of Jesus Christ. Amen. God bless this my brother and make him well in the name of Jesus Christ. God bless our sister as I lay hands on her in the name of Jesus Christ. God bless this little mother in the name of Jesus Christ and make her well. Bless, Lord, my brother and heal his body. Bless this my sister and heal her body and make her well. Grant it, Lord. Bless this my sister and may she be healed in the name of Jesus Christ. Lord God, bless this my brother and make him well in the name of Jesus Christ. Bless this my brother, O Lord, and give him his request in Jesus' name. Bless my sister, Lord, and give her request in Jesus' name. Likewise, as I lay hands upon my sister in the name of Jesus Christ. Lord, bless this my sister and make her well in the name of Jesus Christ, the Son of God. All right, sister, thank you kindly. How many believes that Jesus Christ, the Son of God, is present? Hoeveel glo dat Jesus Christus die Seun van God teenwoordig is? Hierdie is sy werke en dis groot in ons oë. Gister ek sien jou daar sit met daardie artritis na die rolstoel. Ek kan jou nie genees nie, maar as jy poging aanwend, kan jy loop. As jy net sal gaan nie, goed, staan dan op en begin loop. Dis die enigste manier om dit te doen. Van die res van julle, glo julle dat Jesus Christus God se Seun hier is om julle ook te laat loop? Glo jy dat hy hier is om jou te genees, jou uit daardie bed uit te neem, broer, en jou te genees? Glo jy dit met jou hele hart? Dis jou, jy's die siek persoon. God is hier om jou gesond te maak as jy dit sal glo. Glo julle dit? Staan dan op julle voete, elkeen van julle reg oor die gebou. Lê julle hande oorkant op mekaar. Daar's die vrou wat uit die rolstoel loop, wat vir jare gebind was met artritis, loop vir haar eerste keer. Daar is dit. Staan op julle voete almal.
Daar's 'n vrou uit 'n rolstoel uit vasgekluister wat daar gesit het vir jare, vasgekluister met artritis wat loop in die naam van die Here Jesus. Staan op julle voete en ontvang julle genesing. Ek verklaar julle genees deur die wonde en die bloed van Jesus Christus.